Sê daai weer, dans van onsekerheid. Ja, ons het nog nie daai dans van onsekerheid met onsself gehad nie. Sien, dit is baie belangrik om met jouself, dat jy weet, ek is nog nie klaar nie. Weereens, ek het vir Elia dit gesê in my Uber-bedrywe, jy moet nie, hoe kan ek sê, jy is onklaar. Ek hou van 'n halfgeboude huis, as ek dit so kan stel, 'n halfgeboude huis. Dat is op die regte plek. Halfgeboude huis is vir my, dit is vir my waar balans lê die hele tyd, man. Daar gaan genoeg spasie wees vir denke, vir wat moet gedoen raak, genoeg dankbaarheid vir wat is. Jy weet, genoeg geloof, genoeg werk ingesit. Daai balans is iets so jy moet nou al sien teen dit, as jy 40, 50 is en jy's 'n man in die land, en veral as jy van Elsies is in die plek, dan sal die Here jou klaar net vir daai. Nog iets reg gedoen, jy kan 'n stouter toe gewees het. Hoor my, as jy 40, 50 is en jy's in Elsies, sal die Here ek jou klaar. Want jy het met op ander tipe kreatiewe maniere, op jou manier, het jy dit gemaak tot by die punt. Gaan kyk terug, dan gaan jy sien die onmoontlikheid wat dit was. Die brug voor elke eksamen, vir jou van Elsies. Jy weet hoe dit is vir jou op skool gewees, anders elke vak. Jy weet hoe was dit vir jou by die toe jy gewerk het by as 'n onderwyser of by die polisie. Jy weet hoe was dit vir jou. Dit was onmoontlik. Dit was 'n mirakel. So ek sal die Here jou klaar. Nou as jy al klaar deur sulke onsekerheid is daar mos iets anders buite jou understanding wat sê daar's iets anders besig om met jou te gebeur. En jy's nog steeds hier. Tap in daai in as wat jy anders in tap. En daai gaan jy kry as jy stil sit. Jy gaan nie hy kry deur die hele tyd te scroll op jou phone nie. Hy gaan jou de mekaar maak. Maar jy gaan elke keer 'n nuwe ding, soos jy sê, 'n nuwe probleem ook kry. Is informasie, is woorde. Hier binne, voel. En veral familie is 'n goeie plek om te begin as jy stil raak. Maar dit is die moeilikste plek om te begin. Maar dit is vir my die belangrikste plek om te begin. En as ek sê familie met stilte, dan gaan ek sê die ouers. Die ou, doe. As jy voel ek moet nou iets doen, die ou sien dit as die divine order. Daar's 'n divine order for doing. Jy kan dit op 'n ander manier doen. Ek sê ek moet nou gaan geld maak, ek moet nou daai, ek moet nou eers my huis, ek moet nou eers daai. Jy kan allerlei goedes doen, maar die divine order sê eers die ou mense. Daar's 'n rede daarvoor. Alles in natuur respek dit wat reeds daar was. Ja. Dit wat reeds daar was, het some spiritual concoction of God, of hoe ook al jy dit wil noem. Ek verstaan dit as Twigwa, God, eerste Vader. Jy kan dit in enige manier sê, die hoogste law wat jy adhere to. Daai het gesien dat daai area eerste, dat daai spesifieke mense daar was, dat daai bome daar eerste daar was, dat daai saadjies daar ontkiem het, dat daar's iets spesiaal omtrent daai. En jy is ook besig om jou special ding te skep. Moenie dink dit was niksie. Vat gou jou oupa. Ons het nog gesê hy het daai talent gehad. As jy die ou kerkmense geval het, dan gaan hulle sê, wat het hy met daai talent gemaak? Hy het dit net vir Johan loop staan te gee en daar Johan het nou op die pool loop staan en mors. En hy het dit gegee daar met die broer. Sien. So, jy kry nie weer 'n talent, jy gee vir my die anders, né? Dis wat En jy kry ook vir hom nie weer 'n boot nie. Ja, maar kyk net gou mooi. Wat sê uit die unknown uit? As hy kyk van na die hart, dan het dit so vermenigvuldig. Ek het nie vandag saam met jou oor jou oupa gepraat oor sy vernuf wat hy gedoen het nie. Sy salaris, sy tyd of wat ook al sy ander kundigheid, sy manier hoe hy met vriende omgegaan het, die klubs waar hy behoort het, niks nie. Jy het vandag saam met my gepraat in 'n era waar hierdie kan gaan na duisende mense toe oor sy boot. En die essensie wat hy graag wil gehad het. Daai wat Van Gogh en wat Michelangelo wil hê as hy sê, ek wonder of die Mona Lisa smile sê of is sy kwaad of is sy stoer, is sy ek wonder wat die lei is. 'n Kunstenaar wil hê jy moet die diepte gaan en by die essensie gaan vind. En jy dit gaan haal. Het hy geval in hy saak? Nooit. Nimmer nee. Sien, daar leef iets, ewen die storie van inspirasie. Gaan en ontkiem saad en kry wortel in 'n ander vlak.
wat hy nie kon dink nie en hy nie aan kon dink nie. Dis hoekom dit belangrik is vir ons om op die voel te fokus. As pappa voel, hy voel 'n certain way lekker oor daai. Kom ons help vir pappa met daai. Kom ons help vir pappa. Ek het nou eers maar 'n paar jaar terug baie goed van my pa geleer. My pa het kon sing. My pa het songs geskryf original. Ek ken nie dit nie. Ek ken nie my pa sien sit met 'n gitaar speel nie, maar my pa was blykbaar die ou wat great gitaar speel onder ons 'n gesin en goed. Ek ken nie my pa in teater nie. Ek het dit gedoen. Maar my pa was die ou wat hy goed gedoen het in die Namakwa. Ek het nie daarvan geweet nie. Want dit was gesê, dit gaan nie nou werk nie. Maar hier doen ek dit dan. So dat dit vermenigvuldig. Hy het sy staan geneem. So u staan moet neem. Gaan in hy kombuis auntie. Jy weet wat jy maak, hy chicken strips so jy hom maak. Nou maak hom aan mekaar so. En deel met my. You know? Doen jou ding. Jy hy lappietjie so jy hom doen. Doen hom so. Doen hom so. Die wêreld smag na uniekheid. Enig in sy soort. Hy boot. Daar is nie so iets anders. Daar is net nie so iets anders. Dit is die waarde, net so ja, is jy Johan de Meyer, ander Johan de Meyer. Daar is nie. So as ons mekaar so kan honor, dis hoekom like ek scripture, jy moet my vergewe. Maar scripture sê, kykie man, maak jou broer groter as jouself man. Ek like hy. Nou my voorouers het hy gelyk. Ek like klein speel. Ek kan weet wie ek is, maar hy maak my ewe nog sterker in klein speel. Hy maak my ewe nog sterker klein. Ek sê altyd vir die eiers het ek gesê, ek is 'n lion ja, maar ek is die lionste lamb. Ek is die lionste lamb, ek kan maar kom, ek is die lion. Hy is vir my 'n beter posisie, ek kan beter ons met manne gesels, wat ons heeldag staan en knaar vir mekaar en sê, wie se bril is die ergste? Kom aan man. You know, 'n leeu is 'n leeu nie omdat hy kan brul en kan ander mense doodbyt en goed nie. Daai is vyande se opinie van 'n leeu. Né? Maar vir 'n leeu is maar net homself. Hy kan lê in Gaba, dan kan hy klank kan nog altyd 5 km gaan sê. Net gaap. Ja. So, dis nie jou skuld dat jy nou al hy goed het nie, maar in stilte dan vind jy uit, ek moet nogal versigtig met die liegtery, want ek sien my kind lieg ook nou. So sien jy hoe ver gaan hy bril nou? So nou moet jy dit adres, maar nou kan jy iets powerful vir jou kind sê, en dan weet jy, dit gaan ook so ver tref. Same thing, same frequency, vibration, al die goedjies, maar nou is die intention net 'n beter ene. En in stilte kan jy jou eie intention fine-tune. Want intention is al wat jy is. Nie wat jy reg kry nie. Nie wat jy verkeerd kry nie. Jou intention is wie jy is. Hoor mooi, jou intention, hy wat voor die woorde, voor die aksie, daai is sy stilte period. Dus hoekom like ek die kooi, want die kooi sê, ons luister nie eintlik na mense se woorde met mekaar nie, want ons gaan mekaar heeltyd mis. Almal se idee van woorde is verskillend. As ek nou sê huis, is jou idee van huis en verlede en toekoms en myne is verskillend as u sien. Maar voor jou woorde, as ek jou kan daar kry, dan is dit mos great man. You know? Dan is dit great. So, daar, intention, eerste. So ek wil net, ek is iemand wat verstaan soos ek praat. So dis hoekom ek 'n life coach is, want om vir iemand te sê dis wat ek hoor, dit help my om dit te proses. Ja, asseblief. Maar so daar's daai daai glitterbom. Yes. Dan is daar die intention van wat gaan ek nou hiermee maak? Yes. Yes. Maar daai intention impact eers my brother waarvan jy nou gepraat het. Ja. Wanneer dit oorgaan na aksie. Want dan word die internal visible. Weet jy? Ja en nee. Okay, Ja, omdat in die fisiese riekelm gaan dit jou raak as ek die broodjie bring en jy was honger. Ja. Maar dit was al klaar in aksie gesit as ek my geïntune het om te sê ek wil nou my broer brood gee man. Want ek moet nou iets conjure. En in conjuring 'n creative way om my broodjie te kan kry tot by jou is al reeds deel van die aansien. Enige ding wat sien is, kom ons nou van aansien af. As enige idee in 'n ding is die bank was eers 'n ding in die kop, verstaan? Mense het 'n klomp jare terug nie gesit so nie. So dit was 'n ding in die kop, is aansien.
Nou net so moet ons creative energies en krag en allerlei goede, moet jy dedicate eerste na jou broer. Dit is nogal 'n belangrike ding vir ons mense gewees, veral in die Khoi en die San praat hulle van jou noem. Jou noem is jy kan hom sommer hoor ook, hy's noem, is amper soos hy explosion, ja, is 'n drom met 'n wat vibrate uit, sien jy, so of soos hy lasers wat in die kosmos in, sien jy, so is dit wat binne is jou, en dit beteken jou hoogste moontlikheid, jou roeping, jou verantwoordelikheid, dit wat jy eintlik, jou original intent. Ek weet mense is by AI, ek is by OI, né? Original intelligence. So daai original idee om daai uit te kry. Nou vir die Khoi is dit belangrik dat jy moet dit eers by jou broer probeer uitkry. Soos jy dit doen, kry jy joune. Sien? Is 'n belangrike ding. Is amper soos as jy jouself fine tune in jou intention. Wat sê my intention is nou towards, sê nou maar good, vir 'n lack of 'n baie beter woorde wat daar buite is. Good. Dan gaan good jou eerste lei na iets anders toe, na mense toe. Dis hoekom voel mense ek wil iets doen. As ek regtig lief is, wat kan ek doen vir my meisie, vir my ma, vir my pa? It must go into action. So, maar nou sê die Khoi, jy moet eers dit doen. Op die coat of arms staan daar Harakai. Harakai. Nou dit beteken in Engels diverse people unite. Maar daai is 'n baie eng manier van dit beskryf, né? Die original intent voor hy woorde nou daar vervang is met of vervat is na diverse people unite, sê you in the community. So ek is hier in die community by Johan hulle, né? Maar die community is ook in my. Dit beteken soos ek na jou toe kom, reciprocate ek, is 'n groot woord. Reciprocate is soos velcro. Jy het 'n klomp voelertjies, ek het 'n klomp voelertjies, en ons probeer elkeen mekaar se voelertjies kry. Nou, vir die Khoi sê hy, jy moenie voelertjies terughou nie. Want dis mos wat ons doen, jy selek hoe jy met mense operate. Die Khoi sê, maak oop vir almal, 100%. Gee jou voluit. So ek is aandagtig, as ek wil geluister wees, dan luister ek jou voluit. As ek wil sê, dan wil ek jy moet sê. As ek wil gee, dan wil ek jy moet gee. As ek wil maak, dan wil ek jy moet maak. Ek wil dit sien hoe jy wil maak. Want dan gaan jy my ruimte gee, jy gaan voel hoe voel dit voel lekker. En jy gaan voel dit voel lekker as jy saam met iemand kan doen, en dan gaan jy vir my moet doen. Dan is daar, een moet hy doen. Een persoon sal hy moet doen. Anders is hy heeltyd geskil. Anders is hy conquering. Anders is hy, ek wil beter wees. En dis ongelukkig. Die groot blind spot wat education vir ons gee. Want in 'n klas, in elke klas wil hulle hê, jy moet nommer 1 wees, of die A-student wees. En dit beteken, ek verhewe myself bo my ander maatjies. En dis 'n probleem, essentially en intentionally. Want nou gaan jy creatively begin en dink, elke dag gaan leer jy, ek wil beter wees. As jy 30 raak, is jy so messed up hier, in terme van daai aspek, nie die ander mooi dinge van education nie, maar in daai aspek, is jy so messed up, jy sien jouself die hele tyd so, met iemand anders. En dan eendag, dan is jy tweede beste. Ja. En dan konkel daai hele kader. Ja, wat sê vir jy is aan laag, sien. Ja. So ons moet daai intention, as jy intention reg kry, gaan jy sien jou intention dryf jou na iemand toe. En as jy daar kom, dan reciprocate jy eerste. Ek kan nie kom met 'n tool nie. En dis hoekom baie mense het, soos jy sê, jy kan nie kom met raad of goedes nie, maar kom ons vat dit ewen in vandag se tyd. Baie education het gekom na die land toe. Dit was baie mooi intention, no problem, mooi intention. Maar dit was nie inklusief van aard nie. Dit het nie almal se opinie oor die ding in ag geneem en dan geskep nie. Ons sê connect, co-create, co-found. Ons moet kan co-found, anders gaan dan nooit happy wees nie. Nooit happiness wees nie. Want ek gaan verwys na iemand toe. En dis 'n probleem, want ander ou gaan sê, ja maar, wie was langsom. Sien? So, ek moet gaan reciprocate. In reciprocation, gooi nou nie gesels, leer ken ek vir jou. En jy leer ken, en ek leer ken vir my beter, in jou spasie, leer ken ek vir my beter. In hoe ek om jou is, en jou tipe denke,
En so gaan ek weer na die ander een toe. En dis goed wat ons moet erken van mekaar. We have to accept it first hand. Maar die intention is daar. En as die intention daar is, dan kom die antwoorde soos ons praat. So soos jy praat, dan gaan ek dink, oh, dis waar ek jou kan help, dis waar ek jou kan help, en dan gaan dit vloei in aksie oor. Sien jy? Okay, nou ongelukkig ek wens jy moet maar sommer die hele dag hê. Ek wil ons moet nou so begin wrap up. Nou bro. Die eerste ding wat ek I want to speak to you guys. You know, even research has shown that the only place really where South Africans mix is at work. At work and where we shop. But now you can think, né? When you go shop, who's at the till and who's buying? En behalwe as jy nou soos in Elsie's bly waar ons is. Maar I mean as jy in die suburbs gaan in 'n winkel in, who's where is very clearly set out. Die boksies is baie mooi uitgepak in terme van wie's die cashier en wie's die een wat baie en sis en so. So daai is moeilik. Die enigste ander plek waar ons regtig as Suid-Afrikaners van alle soorte bymekaar kom is by die werk. En daar's baie stemme in Suid-Afrika wat baie te sê het oor mense wat van ons buurlande inkom. En ek sê dit nie in die political sense nie, so moenie sê ek beklei nou oor Operation Dodula en al daai goedertjies nie. Maar wat ek van praat is die reality wat ons het in ons werkplekke. En die amazing opportunity to find myself in you. Wow. Where we work, to find myself in the Zimbabwean, to find myself in the Malawian, to find myself, and ek bly in Elsie's, maar daar's goed waaroor ek baie onseker is, want Elsie's is so diverse. Jy weet, en as 'n insider-outsider, is dit moeilik, want die term colored is vir my ongemaklik, maar ek weet daar's binne die gemeenskap so 'n diversity van verskillende and not just different faiths, but like cultures within a culture. Yeah. So the point is, ek wil amper dankie sê for finding yourself in the wit boer from Elsie's. But at work, it's like we have this opportunity, and many people in Elsie's, I mean, it's a working class community. Use those lunch times, and many men say, but I don't have a space to really talk. Use those lunch times, and this is not advice. It's just a tool. Use the spaces that already exist. Just repurpose them. You spoke earlier of, some of the things that you founded over the years. And I think we get stuck and we label people. No, die ou van Malawi is so en die boer by saam met wie ek werk is so en die baas is so en die een is so. And we forget to find each other to find ourselves in each other. That's what I mean to say. I just wanted to summarize for you, and because if I want that, I need to change. But ek ken soveel van my bure wat skof te werk en hulle weet daai tyd, daai luxury. Weet toe ek begin in die Kaap nou mense ontmoet. Ek het vriende wat nou in die Southern Suburbs in die berg bly en weet wat by non-profits werk en elke 5 jaar 'n paid sabbatical. I mean, wat 'n working class persoon en Elsie's al 'n paid sabbatical gehad vir 6 maande. So the time is squeezed
But the tool is to reframe and reinterpret the spaces that you have and just use them. So I want to kind of bring to close and dis nou waar ek nou weer moeilik wil wees want ek wil vir mense soort van ietsie kort gee wat hulle aan kan vat want daar's nou ons het gepraat oor soort van meeste oor 'n ouer generasie, maar ek wil praat oor die jonger een ook. Jy het gepraat van mense so oud soos ons, so oud soos ek, 40s, 50s, ek is 50s. En ek het 'n paar gaste al op die show gehad wat activists was in die 80s en so aan. And what a privilege to sit with somebody that fought for my freedom. It's kind of what you just spoke about, is they fought for a freedom that they know will free the oppressors as well. True. I mean, there's no higher form of love than, you know, die selfde skrif sê, laying down your life for your friends, but laying down your life for your enemy. And what a privilege, I thanked them on air, and it was really a privilege. But it does feel like, for the older generation, that sense of, laasweek was DJ Rizano op die show, en hy het baie emphasis gesit op die culture wat geskep is deur hip-hop in die laat 80s, was 'n culture wat so gefokus het op wie is ek, and how do I express my essence, dat dit fuel was vir daai street grassroots up movement wat gesê het, but ek gaan nie meer toelaat dat die regering vir my sê wie ek is. Nou daai mense lewe nog, maar dit voel vir my of ons 'n stuk daarvan verloor het, asof ons onsself nie meer permission gee om so radical te wees nie. Na 94 het ons gaan sit en gedink nou gaan ons 9 to 5 jobs en alles is fyn. So dis die een groep. Maar dan het ons ook 'n groep jong mense wat na 2000 gebore is, wat nie stem nie, en daarmee, I'm not commenting on the political process, maar hulle sense of identity, their sense of individuality is maybe a bit extreme. They need to kind of rediscover real community, not virtual community. En dis miskien 'n stumbling block, maar wat sou jy sê in terme van tooling vir ouer mense wat sê, maar ek wil weer daai voel waar ek van my binnekant af gestaan het vir iets, in plaas van om te sê nee, nou stem ek vir die party want hulle sê wat ek wil sê, in plaas van om dit self te sê. En wat se tool sou jy gee vir jong mense wat sê, maar hierdie is my plek, is my community, en as ek dit maak, kan ek platte kloof toe trek, maar dan is die mense wat my identity vir my gee, nog steeds in die omstandighede. So hoe kan hierdie twee groepe hulle self tool om daai activism is 'n woord wat deesdae bietjie te veel gebruik word, maar daai sense of intention and deliberateness weer ontdek. Ja, ek is bly jy praat van die mense wat veral political baie veranderinge gebring het in Suid-Afrika. Nie oor politics, ek stel glad nie belang in politiek nie, op daai vlak nie, maar die intensie was nodig in hy tyd. En baie van hulle word miskien nie erken of geaanvaar in die accolades kom hulle nie toe, of vandag se tyd, vir al die jonger garde, verstaan, want die waarde daarvan het 'n bietjie verouderd oor die jare. Maar wat ek vir 'n ander ook 'n groot stryd Ros gesê het ander dag is weet jy wat, jou intention in wat jy neergesit het in hy konteks van hy tyd was so belangrik. Ek kan dit na skale toe vat van vibrasie, van frekwensie en sulke klas goed, en die belangrikheid van hy, dat die intention ten minste neergesit was, dat ek stem saam of ek stem nie saam met iets nie. Jy moes 'n fisiese aksie maak vir die gees om om 'n geestelike iets te manifesteer in die praktiese in. Daai is nou vir die geestelike spanne, vir al die wat so na die wêreld kyk, laat jy dit so sien. Vir 'n praktiese sin sal ek sê, dis belangrik om te vertrou in dit wat jy reeds gedoen het.
dit is so 'n ding wat jy vinnig kan verloor, en jy moet besef, jy is die houer van hy vuur. Die vuur groei soos tyd ingaan. Jy kan nie dieselfde ding gaan doen nie. As jy 100 meter gehardloop het, toe jy 20 was, en jy hoef nie op 80 dit te probeer regkry nie, verstaan, en nie, daar's 'n glorie, dit het 'n ander formaat aangeneem. Nou jy kan net die formaat sien en recognize in jou eie spasie, as jy eerste accept, dat het was nie in vain wat jy gedoen het nie. En as jy weet dit was nie in vain nie, is die resultaat daarvan, dat jy nuwe maniere sien van hoe jy dit kan gebruik. Baie van julle moet in mentors vlakke inhardloop, maar jy glo nie in u eie, in dit wat jy self gedoen het nie. Jy glo nie in die freedoms, wat jy gebewerkstellig het in die 80er jare, of in Athlone, of in daai plekke. Baie mense glo nie meer in dit nie, want hulle was gegee, dat wat hulle gesien het. Maar almal van julle was aan die area, in 'n tyd en 'n konteks, waar dit wat jy gesien het, julle geweet het, is die waarheid nie. So, gryp die waarheid wat jy weet. Jy weet wat jy voorgestaan het, jy weet die veranderinge, en dit is in jou kinders in. Dis die ander ding wat as jy kinders het in hierdie tyd, moet jy weet, dit is daar. Kom ek gee vir jou scientific proof daarvan. Science is by 'n punt waar hulle vir jou sal sê, dat DNA, jou DNA, dit wat wie jy is, jou make-up en wie jy is, vorm soos jy intensie sit in iets in, 'n sterk intensie. Sê nou maar, ek gaan 'n voorbeeld gee. Sê jou familie het nooit wiskundiges gehad nie. Vat nou maar van ons mense, jy het nooit van wiskundige weet ander dag nie. Hier kom vind jy uit, maar die Lefleurs is eintlik gevaarlik in wiskunde. Jy sal agterkom, iemand het daai stap geneem, en suddenly is daar wiskunde in die familie. Want eerens het 'n pappa en 'n mamma intensie ingesit in daai ding, en dit het baie van hulle tyd en energie gevat, en die science sê dat het vorm 'n synthetic DNA, wanneer jy daar is. Maar wanneer dit saad vorm in jou eie lewe, en jy kry die geleentheid om 'n kind te baar met dit, dan raak dit 'n actual DNA in hy persoon. So, baie van ons, dit is maar hoe jy kan sê, daai is 'n van 'n Merwe, hy's 'n van 'n Merwe, of nee, dit is 'n wit boy, jy kan sommer sien, dit is 'n wit boy. Dit is hoe dit wetenskaplik vorm. So, jy het daai ability om, hoe kan ek sê, om te besef dat dit wat in jou vrug nou is, in jou kinders in, is daar. So there is something to work with. But you, just as that was a spiritual thing, jy cancel 'n klomp goed. As jy nou despondent sit en dink, die kinders van vandag, weet jy, as jy net daar is, ek sê nie 'n mens kan nie daar vir oomblikke wees nie, maar as jy net daar is jy die een wat 'n swaard vat en jou heeltyd jou nek sny, wat jou voete sny, terwyl jy weet wat jy al reeds gedoen het. Nou, once jy glo, jy weet, jy het kragtige werk gedoen, hy wat jy vir die kinders vertel, hy wat jy in die interviews vertel, daai goed, dan begin jy van daai perspektief sien, waar is daai, hoe dit gegroei tot nou toe? Hoe lyk die fermented version van dit? Hoe lyk die room van dit? Hoe lyk die rook van dit? Hoe lyk die aroma van daai? Is 'n ander vorm. Hoe lyk hy vorm nou? Want daai tyd was dit nie. Daai tyd moes jy ook in unknown sit. In unknown. Is weer unknown, maar jy het 'n tool. Het het gegroei. Raak bewus daarvan, sien? As jy dan gaan jy in jou konteks sien wat jy moet doen. As ek myne kan sê, wat ek doen, ek weet mens nou, ek was daar, wanneer Afrikaans hiphop se beginnery en goede, en dan spesifiek met die oorgang van Afrikaanse se visibility en se, dat jy dit kan hoor, so gemaklik nou op televisie en radio, en is aanvaarbaar, ek was in hy masjien daar, sien? Die masjien hoef my nie te erken nou nie. Hy hoef my nie te erken nie, maar ek weet ek was daar. Die wat daar was, wat kan getuig, dit maak het nie less ease nie. It is, I am. Ek was daar, het is so. Sien, so uit daai het ek 'n autoriteit om 'n custodian van dit te wees, om deel te maak van hoe dit geguide word, en dis waarmee ek besig is. Ek hoef nie ou te gaan oud-rap nie. Almal weet nou, jy kan woorde lekker so gebruik, almal weet nou wat is die formule. Now I have to show a different way. En waar my rol nou is ek, soos ek nou al gesê het, 3 jaar terug al, ek maak nou seker die regte woordjies moet inkom. Die regte woordjies? Nie meer, julle sien nou die styl, daar is nou 'n hip-hop, daar is nou 'n industrie vir Afrikaans, daar is nou dit. I don't have to compete there. I don't have to. Ek wil aan almal moet doen. Ek wil almal moet doen. Want dit gee vir jou alle redes wat ek al gegee het, maar dit gee vir jou alle ruimte. Maar wanneer jy dit nou kan doen, maak seker dat jy share van 'n regte plek af.
So die stories, die woorde, die narratief moet nou na gekyk word en dis waar ek is. En ek is besig met sulke skole, besig met sulke goed in gemeenskappe om seker te maak dat die digters wat wakker word, die skrywers wat wakker word, wat nou sê ek kan praat soos ek wil praat. Ek kan op die TV miskien wees, ek kan op die radio. Dit was nou oop vir almal. Daai wil ek nou lekker guide, because I want a good representation van wat ek weet jy regtig is. En my kooi wees sê vir my, ek wil die beste van jou sien daar. Want daai weet ek gaan almal help. Because jou geaardheid, julle wat die in die Elsies is, as jy regtig gaan afskit, alleen nonsens wat ons mee besig is, dan gaan jy sien julle is great mense. Die plek het julle nodig. Die natuur het julle nodig. Die neighboring gemeenskap het julle nodig. En gaan julle geaardheid, veral julle ouma se geaardheid, hy een van, ag toe maar man, is okay man, hy krag van hy, en hy rus, gaan hy nodig het. So ja, rus in dit. Ek wil net bygevoeg het by 'n vorige ding, as jy nie kom gee nie, dat as jy gaan na iemand toe, na die werk nou, hy wat jy gesê het as 'n tool, né? Sal ek voorstel dat jy miskien kyk na die way hoe die koeie doen. Eintlik, die essensie is eerste daai ou. Die resultaat is jy gaan van jouself weer ken. Die resultaat gaan dit wees. Maar die fokus moet wees, ek wil weet wie is Sibongile, wie's Maria, wie's Jake Siso, wie's Pukkie. Ek wil hom genuinely leer ken. As jy hy gaan doen, dan maak dit baie goed oop na jou kant toe, ja. Nou, jy kan nie baie sien nie gesaai het, né? Ja. Jy moet die werk eers insit. Nou, ek wil net wat jy nou gesê het, apply. En dan wil ek jou vra om net so 2 woorde te sê oor die song wat jy gekies het om mee uit te speel. Ek skiet, dis nou 'n speech bubble, maar dis geen wonder die skrif sê so baie keer seela. Sit en word stil en laat die woord lewendig word. Dis die laat ek so partykeer nie helemaal woorde het in ons gesprek. Maar ek dink vir die jong mense, kyk om 'n teenager te wees en jou hormone pla jou en jy rebellious nou en dan, it's part of life, ons gaan almal daardeur, maar wat ons nou bespreek het in die werkplek byvoorbeeld, jy het gepraat van die elders, daar's 'n groot versoeking dink ek. Daar was baie veranderings oor die duisende jaar, laaste 3000 jaar. Maar die verandering op die oomblik is teen 'n tempo wat ons nog nie gesien het nie. So ek dink, jong mense, jong mans veral, there's a temptation to disregard the wisdom of the elders because they are technologically inept, for example. Net omdat hulle nie kan die tools gebruik wat jy gebruik nie, is hulle nie dom nie. En die essence of identity that leads to, again, I don't even have a word, because resistance it's more expression. Because, ja, maar dis dieselfde as nou van activism wat nie meer sê wat dit regtig beteken nie, maar when the essence of identity becomes expression, it will fight the system. Because the system doesn't want you to do that. En ek wil die jong mans encourage. Ja, jy dalk 'n jobbie op minimum wage en jy sukkel om jou vrou en jou kind te versorg en so aan. Maar die begin is daar in die stilte by die I am. En ek het nou gesit en dink I am doesn't have a future or a past tense. It's always present. Yeah. And if you as young people can discover your I am, die land sit en wag vir julle. Jou pa sit en wag dat jy hom vra van die stories. Jy weet, ek het jare lank in Makassar gewerk en ek het nie een keer in 15 jaar iemand gekry wat aktief was teen die system in die 80s,
wat hulle eie kinders vertel het wat hulle deurgegaan het. Wow. Nie een keer nie. So, jong mense, vat op die mantel, take up the mantle. Sit with your elders and ask them, tell me the story of the suffering, the story of the initiative, the story of how did you manage to break the camel's back when apartheid was at its worst. Because today, you know, there's wars in Gaza, there's wars all over the world. In South Africa, we have a war of economics. We have an inequality in the country. We have people silencing the voice of so many of our people. We are waiting for you, young men. And ek was nooit 'n Michael Jackson fan nie. Maar nou recently het ek van sy lyrics teëgekom. En die een wat by my bly is Man in the Mirror. En want die liedjie gaan oor social change. Maar dan sê hy die plek waar ek begin is met die man wat ek in die spieël sien. Want as ek nie by hierdie I am begin, dan gaan ons nie uitkom by die we are nie. Sê ons gou 'n paar woorde oor daai liedjie. Watter lied het jy gekies? Dis daai een van pa. Die eerste wat ek gestuur het. So die eerste wat ek gestuur was is die Bali. En die rede hoekom ek dit gegee het vir jou is dat en vir die jong manne veral, you know, die rede hoekom ons jong manne nie ons ou mense respekteer in vandag se tyd, vir al die respek en dissipline, even tussen die gangsters, as dit opgemaak het 26, 28, 27, was dit eerste respek en dissipline. As jy gaan tussen die sportmanne, as jy harmony tussen die D-beats dan en reggae en die kleedkamers, dan spraak die manne van respek en dissipline. Maar daai sy moral goede waardes het 'n bietjie verval vir die jong spanne. En die rede daarvoor is baie van die ou mense het hy stories vertel nie, want dit gevoel soos failure is. Kyk hoe lyk dit om ons. Dit voel nie ons het gewen nie. Dit voel nie mamma hulle was reg nie. sien? So hulle voel hulle het gefail. Maar dit is nie so nie, soos ek nou reeds vir mamma en vir pappa hulle gesê het. Dit is nie so nie. Jy moet gaan vertrou in dit wat jy reeds gedoen het. Ons bewys dit dan dit belangrike ego in vandag se tyd. Maar julle wat nou jonk is, moet hy verstaan ook dat hulle voel so. So dis waarom neem die raad wat Johan gee of die paar woorde, trek dit aan soos 'n jas, daai mantel en sê man, ek weet nie hoe lyk dit, ek verstaan dit nie lekker nie, maar ek voel dit hier binne en gaan doen dit. En as jy kon kry as pappa langs jou, jy weet, so ek het dit geskryf vir my pa, die Bali, klomp jare terug, omdat my pa is van die slimste mense wat ek ken, alhoewel hy dan net 8, 6 of 7 of whatever hy die skool het is. My pa is die beste carpenter wat ek ken, en ek sê dit jou omdat my pa sê, ek het van 12, 13 na 14 toe was ek al 'n voorman op die site, saam met my pa, toe werk ek hier, en ja, as Wendy Houses op gesit, toe was Wendy Houses net 'n begin konsep vir mense. My pa was van die eerstes wat hy gedoen het. My pa is amazing wanneer dit kom by houtwerk, is deel van my, ek het al baie songs oor dit gedoen, ek het 'n carpenter se seun, ek het 'n klomp goed uit terme van my pa. Maar vir hom, waar hy is in daar wat hy bly in Loetsville, in 'n Singok, en hy kan voel hy's 'n failure, en ek dink baie van my susters en broers kan dalk so dink, maar ek maak seker dat hy weet, en dat almal weet dat hy is 'n hero vir my, verstaan, hy is om te kan weer gestaan het, in 'n tyd waar hy gelewe het, is ridiculous, verstaan, en om jou righteousness intact te kan hou, jou street smartness te kan balance saam met dit, jou tenacity en jou strength en jou faith te consistently te hou, is admirable, bo enige woorde, en tyd het dit bewys, en sal dit bewys deur my. So, dit is waaroor hy song gaan, in my tyd in Blackheath en veral, in die Conifers, toe ek saam met hom gewerk het aan die dag, as ek noem het die Bali, hulle sê ook, ek gaan dit so afsluit, hy boot sy naam is die Ballast, die Ballast, ja, en hy hang in die middellei, hy maak seker dat sy vaartbelyn bly, en ek is dankbaar, dat ek uit die sentrale deel van my pa uit kan kom, en hy centeredness kan advocate voor, en verder kan preach. Gentlemen, now that was a mouthful. So we're playing out with Diwali.
And I'm Johan de Meyer signing out for Inspire LC's radio. And more than ever, you don't need to know the solution to start understanding the I am and start tackling the issues that face us. See you next time. Hey,